Skipperklas! Skipperklas, kom speel en leer. Vra en ontdek elke keer. Kuns en eksperimenteer saam. Saam met Jesus, dis ons naam. Woe! Hoera! Drek, Spat, Skip! kom ons leer. Hallo julle, welkom by nog 'n episode van Skipperklas. Hier waar ons regtig vir Jesus ontdek en vind deur eksperimente en deur kuns. Nou vandag se onderwerp is die wapenrusting van God. Nou wat is die wapenrusting en hoekom moet ons die wapenrusting dra? Nou die woord van God sê in Efesiërs 6 dat ons worstelstryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen bose magte en owerhede in die lig. Nou as ek dit lees, dan klink dit vir my na 'n hele mond vol. Maar wat dit eintlik sê, wanneer iemand met jou lelik is, iemand jou vloek, iemand wat jou beklei, iemand boelie, tree hulle nie op vanuit 'n plek dat hulle nie van jou hou nie, of omdat hulle so wil wees nie. Dit is eintlik die duiwel wat deur mense werk om jou aan te val, om jou te na te kom, omdat hulle nog nie Jesus Christus in hulle lewe het nie. Die wapenrusting help ons om staande ook te staan, nie net teen sulke aanslae nie, maar die vyand kom en hy skiet sulke pile na ons gedagtes toe, na ons hart toe, na ons gesondheid toe. En ons het nodig om staande te bly, want wanneer so 'n pyl na jou toe aangeskiet kom, kan jy baie maklik omval. Nou God weet dat hy ons op aarde geplaas het om disippels vir hom te maak en hy weet die duiwel is woedend daaroor. En daarom het hy gesê, maar moenie bekommer nie. Ek gee vir julle die wapenrusting. So wat is die wapenrusting? Die eerste gedeelte van die wapenrusting is die helm van verlossing. Nou ek het sommer hierso vir julle my fietsryhelm metgebring. So as ek hom opsit, hy moet nou lekker styf vasgemaak word, nê? As hierdie fietsryhelm op is, dan beskerm hy my dat wanneer ek val, dat my brein nie beseer raak nie. Hy beskerm dit wat belangrik is. En wat is binne in my brein? Dit is my gedagtes, my denke, nê? So hierdie valhelm beskerm my gedagtes, my kop, my manier van dink, my emosies, want ons emosies, kom ook, dit voel soos jou hartjie, maar dit kom hier van jou gedagtes af. Nou julle, net so is dit geestelik vir ons. Baie keer sal ek myself betrap waar ek dinge dink wat glad nie in my natuur is en by my pas nie. Dan weet ek, dit is pyle wat die duiwel na my toe skiet. Pyle soos om te sê, jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie belangrik genoeg nie. Niemand hou van jou nie. Jy is stupid. Jy is dom. Jy gaan dit nooit regkry nie. Dit is alles pyle wat die duiwel gebruik. Of hy skiet pyle om te sê, het jy gesien wat het daarin gedoen? En hy maak dat ons oë op ander gefokus is. So wanneer ons hierdie helm aan het, die helm van verlossing, sê ons, ek is gered deur Jesus se bloed, ek is verlos, ek hoef nie meer te dink, soos die duiwel wil ek moet dink nie, ek hoef nie hierdie pyle te vat nie, want Jesus het vir my sy woord gegee, en sy woord is beloftes, en ek lees sy woord, en ek opbere dit hier in my gedagtes, so ek hoef nie te val vir daai pyle wat die vyand op my rig nie. Die volgende ene het ek hierso, so 'n beffie, nê? Hierdie beffie het sommer so kruis om te sê, bly weg, nê? Hierdie beffie help mens in die, wanneer jy gaan draf of wanneer jy stap en dit is donker, dat mense jou kan raak sien, nê? Hy weerkaats in die donker en dis hoekom hy hierdie kruis ook het. Maar wat hierdie beffie vir my sê, dit is die borswapen van geregtigheid. Nou wat die duiwel wil kom doen, hy wil die hele tyd vir jou kom vertel, jy is skuldig, jy moet in 'n hoopie sit, jy moet die hele tyd sleg oor jouself voel, maar dit is nie wat Jesus sê nie. Jesus sê, omdat hy aan sy kruis vir jou gesterf het, en jy hom in jou lewe ingenooi het, is jy regverdig gemaak, hoor julle daai, ek sê dit sommer 2, 3 keer, wat dit beteken, jy is nie meer skuldig nie. Daai hele lang lys van sonde, wat jy al gedoen het en wat jy nog gaan doen, het Jesus kom opskeer en hy het gesê, jy is my kind. So elke keer wanneer ons foute maak,
kan ons jammer sê en ons rug daarop draai en probeer om dit nie weer te doen nie en Jesus vra om ons te help. Maar ons hoef nie in 'n gat te sit en onsself te bejammer en te voel ek wil nooit weer opstaan nie. Nee, want dit is wat die duiwel wil hê en dis hoekom hierdie borswapen in ons hart beskerm. Dit beskerm ons hart teen daai gevoel van ons is nie goed genoeg nie, ons is dit nie werd nie en ons moet die hele tyd sleg oor onsself voel. Dan is die volgende deel van die wapenrusting 'n beld, die gordel van waarheid. So as ek hom hierso om my middel vasmaak, wat doen 'n beld? 'n Beld help dat jou broek nie afval nie. En wat gebeur as jou broek afval? Almal lag vir jou. Almal sien dele wat jy nie wil hê iemand moet sien nie. Daai boude van jou wat so wit is, almal sien dit en almal lag. Hulle spot. En dit is wat die duiwel wil kom doen. Hy wil 'n bespotting van jou maak. Hy wil vir jou lag. Hy wil jou uittart. En hoe doen hy? Hy vertel vir jou leuns. Hy jok vir jou. En jy glo hom. En daarom sê Jesus, nee. Sit die gordel van waarheid aan. Praat die waarheid. Leef in die waarheid. Maar ook, lees die woord en glo wat ek vir jou sê. Want wat ek sê is die waarheid. Dit is wat Jesus oor jou sê. Maar as jy nie jou Bybel lees nie, gaan jy nie weet wat is die waarheid nie. So dan gaan jy op 'n oomblik kom waar jou broek gaan afval en jy gaan 'n bespotting wees en mense gaan vir jou lag. Maar as jy hierdie gordel van waarheid dra, kan niemand jou spot nie. Die duiwel kan dalk probeer om vir jou te lag, maar hy sal niks kan regkry nie, want jou gordel van waarheid is vas. Dan is die volgende gedeelte, die skoene aan ons voete, om die evangelie van vrede uit te dra. Nou moet ek my boetse hierso uitkry. Ek het, want dit reën hierso by ons, my boetse aan. Nou hierdie boetse het 'n lekker dik sool. Hy is van leer gemaak. Hy beskerm my enkels en hy's lekker dikkie voor. Hy beskerm my voet. Nou hierdie skoene moet bereid wees om vir ander te vertel van Jesus. Hierdie skoene moet gaan, dit moet stap. Dis hoekom hierdie skoene 'n lekker dik sool het, om baie te kan beweeg. Hierdie skoene moet bereid wees om te gaan en ander van Jesus te vertel. Nou hoe doen ek dit? Wanneer ek hierdie skoene aan het, dan sê ek, Jesus, as ek hierdie skoene van bereidheid aantrek, gaan ek vandag vir 'n maatjie vertel van U. Ek gaan vandag mededeelsaam wees. Ek gaan ander help. Ek gaan 'n Bybelvers dalk vir iemand sê. Ek gaan my juffrou of meneer ondersteun. Ek gaan gehoorsaam aan my mamma en pappa wees. Want dan is ek besig om uit te gaan en vir ander te vertel van Jesus en ook Jesus te leef. So dit is waarvoor daai skoene is. Dis om jou voete te beskerm. Maar jou beste doel van skoene is sodat jou voete ver kan stap en deur moeilike paaie kan stap. En wanneer ek hierdie skoene van bereidheid aan het, met hierdie dik sool, kan ek deur diep water gaan. Ek kan oor dorings loop, ek kan oor klippe loop, en ek weet my voete gaan beskerm wees. En dit is wat hierdie skoene doen, wanneer ons dit oor onsself bid, want ek sê, Here, ek kom trek hierdie skoene van bereidheid aan. Dan sê ek, maak nie saak wat vandag gaan gebeur nie. Of die toets moeilik is, of iemand my lelik is, of alles net verkeerd gaan in my lewe, weet ek kan nog steeds vir mense van U vertel. Want weet julle wat, Jesus het tot met sy kruisdood, het hy getrou, hierdie skoene gedra, die skoene van bereidheid. Hy het nog aan die kruis gehang, en vir een van die rowers langs hom gesê, jou sonde is vergewe, jy gaan voor die einde van die dag, sal met my in die paradys wees. So Jesus het terwyl hy aan die kruis hang, nog steeds getuig. So hy sê, hy gee vir ons, deur daai skoene van bereidheid, gee vir ons krag, om na ander toe te gaan en ander van hom te vertel. Dan is die volgende gedeelte, die skild van geloof. Nou die skild van geloof is soos 'n sambreel. 'n Sambreel wat keer teen reendruppels, teen haalkorrels. So wanneer ek buite loop en dit storm sousreën en ek het my sambreel oop, dan weet ek is veilig en ek is beskerm. Daai reën gaan my nie nat maak nie, die haal gaan my nie raak slaan nie. Dan kan 'n skild in die oorlog, wanneer 'n soldaat 'n skild dra, dan keer hy koes agter daai skild, dat die pile van die vyand hom nie kan tref nie. En dit is wat die skild is. Jou geloof is die skild. Wanneer jy sê, ek glo in Jesus, ek weet, hy het al vir my gesorg, ek weet, hy is goed vir my, ek gaan nie nou ongelowig wees nie, ek gaan nie nou twyfel nie, ek gaan nie nou bang wees nie, ek vertrou op Jesus. Dis wanneer jy daai skild uithaal, en jy is nie bang vir dit wat die duiwel beplan nie. En dan die laaste een wat ons oor onsself bid, is die swaard van die gees. Nou ek het hierso
'n baie skerp mes. Nou hierdie skerp mes kan deurboor, hy kan steek, hy kan sny, hy kan beskerm. Nee, dit is waarvoor hierdie mes is. En dit laat my dink aan die swaard van die Gees en dit is die woord van God. Nou julle weer eens, is dit belangrik om die woord van God te ken. Want wanneer ons sy woord ken, dan kan ons terugveg. Wanneer die duiwel kom met 'n mes steek, dan sê ons, dit is nie wat die woord van God sê nie. As hy vir my sê, ja, daar's nie 'n plan met jou lewe nie, dan sê ek, is nie. Jeremia 29 vers 11 sê, die Here het vir my voorspoed en 'n toekoms beplan. As hy vir jou sê, ag, jy beteken niks nie, dan sê ek, in Psalm 139 staan daar, dat voordat ek in my mamma se maag aan mekaar geweef is, het Jesus my reeds beplan en God my reeds beplan. So as hy vir jou sê, daar's spooke en daar's monsters onder jou bed, jy moet bang wees. Dan sê ek, maar ek hoef nie bang te wees nie. Want in Jesaja 44 staan daar, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Dit is wat God oor my sê. So dit is wat die swaard is. Die swaard veg terug. Die swaard keer dat die duiwel jou nie mislei nie. En wanneer jy hom met die woord van God terugveg, hardloop hy. En hy val. En hy kan nie staande bly nie. Nou julle, ek weet nie van julle nie. Maar ek wil nie hê, die duiwel in my onderste bo skep, dat ek val nie. Ek wil terugveg en ek wil staande bly en ek wil Jesus 'n liefde uitleef en ek wil sout wees op aarde en ek wil my lig laat skyn. Ek wil nie val vir pile nie en ek glo jy ook nie. Daarom van môre af, maak 'n punt daarvan en wanneer jy bid en sê, Here, ek kom bid nou hierdie helm van verlossing oor my. Dankie dat ek vandag mooi gedagtes gaan dink. Help my, kom seën my gedagtes. Jesus, ek kom bid vir my gedagtes, dat ek nie so heeltyd hartseer of kwaad sal wees en bang sal wees en negatiewe gedagtes sal dink nie. Here, ek kom bid die boodskap van geregtigheid oor my. Help my om nie heeltyd te voel ek is nie goed genoeg nie en ek moet heeltyd skuldig voel. Help my om te weet dat U vir my in die kruis betaal en ek is regverdig gemaak. Hierdie gordel van waarheid, Jesus, ek kom bid dit oor my. Here, help my om die waarheid te praat, maar help my ook om die waarheid te glo wat in die woord is. Help my om nie die leuns van die duiwel te glo nie. Dan bid ek en ek sê, Here, ek kom bid. En ek vra, Here, terwyl jy sommer jou takkies of jou skoolskoene aantrek, dan sê jy, Here, ek kom bid en vra dat U vir my die skoene van bereidheid sal gee, sodat ek vandag vir ander van U gaan vertel. Help my om my liggie te laat skyn. Help my om sout te wees op aarde. Dan bid ek vir daai skuld van geloof en ek sê, Here, help my om in U te glo en op U te vertrou en te onthou dat U vir my goed is. Dankie dat U vir my goed is. En dan bid ek en ek sê, Here, kom sit in my hande die swaard van die Gees. Help my dat dit wat ek in die woord lees, dat ek dit sal kan onthou en dat ek dit sal kan praat en kan toepas. En dan bid jy sommer een van die skrifte oor jou. Skryf dit neer. Die van julle wat hierdie Bybelstudie gids het, sal sien oralste in dit is daar sleuteltekste wat jy kan leer en op groot skryf op jou kasse deur. En dis die tekste wat jy mee terug gaan veg. Dit is die swaard. So as jy hierdie gids het op bladsy 117 en 118, word die wapenrusting vir jou verduidelik. So hierso is die uiteensetting van hom. En dan is daar ook op die volgende bladsy, bladsy 118, dat ek gou vir ons daar sal kom, is daar die wapenrusting wat jy kan inkleer. So as jy hom oopsit op jou kas, voor jou bedkassie, kan jy onthou. En vir die eerste week hou die bladsy oop wanneer jy dit oor jouself bid, sodat jy nie kan vergeet nie, dat jy kan onthou. En die oomblik wanneer jy weer 'n leuen van die duiwel glo, dan sê jy, nee, ek gaan dit nie vat nie, want ek het die gordel van waarheid aan. Ek het die helm van verlossing aan. Ek gaan nie val vir die vyand se leuns nie. Onthou om te like en te subscribe tot ons YouTube kanaal onder Flowering Almond.